Jy's ingeskakel op Waarna luister jy? Slegs hier by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Nou vandag gesels ons met 'n jonge dame wat lief is vir die Here en sy's lief vir musiek. Sy sing, sy speel 'n paar instrumente en ons gaan net nou met haar gesels oor haar musiek en sy gaan vir ons 'n paar liedjies ook doen. Ek wens jou hartlik welkom hier by ons, Salome Botha. Dis lekker om jou hier by ons te hê in die ateljee van Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Sê gou vir ons, waar kom jy vandaan? Ek kom van Zanin en Ja. ek was gebore gewees in Newcastle en toe ek 7 jaar oud was en toe trek ons Zanin toe. En wat doen julle daar? My ouers doen het 'n sentrum begin, Sanctified Life Ministries, en ek help hulle daarmee. Ons is 'n gesin wat dit saam doen. En waarmee help jy? Ek help graag met die mense soos masseer en met hulle praat en doen saam met my ouers die goeders alles wat hulle opneem. Want massering is nogal rof op 'n mens se vingers partykeer. Ja, dit is. Maak jou gewrigte in jou vingers bietjie lam op 'n stadium. Maar nou ja, hoe meer jy dit doen, hoe meer gewoond raak jy daaraan. Waar is jy op skool? Ek doen homeschooling en ek leer wel klomp tale, so Spaans en Koreaans. So Dit is 'n moeilike taal, Koreaans. dit is. Want jy kan hom eers lees nie. Mens kan Dis 'n vreemde alfabet, dis 'n vreemde uitspraak. Dis net, ek weet nie, dis nie maklik nie. En Spaans op sigself is ook nie baie maklik nie. Dit is nie wat mense kan jy dit lees. Jy kan dit lees, maar jy weet nie wat jy lees altyd nie. En sê gou vir my, wat gaan jy na skool doen? Na skool dan gaan ek sendingwerk gaan doen in Korea en dan wil ek na dit marine biologie gaan studeer. Marine biologie, maar dit klink nogal na 'n ingewikkelde kursus. Dit Maar dit is baie interessant om van die seelewe en die waterlewe te leer. Waar wil jy dit studeer? Ek wil dit gaan studeer in die Kaap. In die Kaap self, Kaapse Universiteit. Ja, dis 'n lekker plek om te studeer, baie mooi. Hoe lank wil jy Sendingveld toe gaan? Ek wil my hele lewe lank wil ek Is in die dit? sendingveld dan gaan, ja. En studeer. Ja. Hoe gaan jy die twee bymekaar uitbring? Wel, ek het gedink as mens mos met die diere en goeders werk, saam met die mense wat jy werk, dan kan jy hulle mooi verduidelik dat die Here het dit Deel gemaak. van die skepping, ja. Hy is deel van die Ja, skepping. dit is 'n ander manier om daarna te kyk. En jy sien die ander dinge raak wat ons gewone mense nie raak sien nie, want jy het nou daaroor geleer en studeer. Wat is jou geliefkoeste gereg? My geliefkoeste gereg is heel waarskynlik pizza of curry. Dis baie lekker vir Pizza my. en curry. Want julle het nou hierdie lewenstyl sentrum waar jy leer om mense leer om gesond te eet, gesond te lewe. En nou praat jy van 'n pizza. My ma maak baie lekker vegan pizza. Dis baie lekker. Is dit? Dis So, baie dis 'n lekker. gesonde pizza. Dit is gesonde Ek pizza. moet tog daarvan gaan probeer eendag. Ek dink ons gaan gou na een van Salome se liedjies luister. Ek dink sy naam is, weet hier loer, Goedheid van God. Ek het U lief, U genade vol nooit nie. In al my dae is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lank is U getrou, Heer. My lewe lank is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Ek het U lief, U genade vol nooit nie. In al my dae is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid
ek sing oor die goedheid van God. Die goedheid volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Die goedheid volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Met my lewe eer aan die oorgegee, my alles net vir U. Die goedheid volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Die goedheid volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Die goedheid volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Met my lewe eer aan die oorgegee, my alles net vir U. Die goedheid volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Ons gesels vandag met Shalomai Botha. Shalomai is 'n interessante naam. Wat beteken dit? Shalom beteken vrede. Shalom. Ja, die shalom is in die Bybel vrede in Hebreëus. En jy die vroulike weergawe daarvan in jou Ja. naam. Dit klink baie mooi. Dit is 'n baie mooi naam. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek het al van Salomai en Salom in die name gehoor, maar Shalomai is 'n baie mooi naam. Jou geliefkoeste Bybelvers, wat is dit? Dit is Joshua 1 vers 9. En weet jy wat dit sê? Be strong and of good courage. Do not be afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with you wherever you go. Absoluut. Amen. Nou jy wil bietjie studeer, jy wil sendingwerk doen. Nou ek het nou al gesien mens besluit op 'n spesifieke rigting wat jy wil ingaan, maar dan besluit die Here iets anders. Wat is die Here vir jou sê gaan doen heeltemal iets anders? Ek sal doen wat ook al hy vir my sê. Dit is 'n goeie antwoord. En sê vir my, jy wil nie oorneem by jou pa eendag nie. Met die gesondheidsboodskap wat hulle daar uitleef nie. Ek sal, is dit die Here se wil is, dan sal ek dit doen. Maar mens moet 'n bietjie ondervinding opdoen, soos byvoorbeeld te gaan sendingwerk doen, leer hoe om met mense te werk, leer om hulle van die liefde van Jesus te vertel en die God se woord verkondig, want ek dink dat ons almal se plig en roeping in die lewe is om God se woord so ver moontlik te kan versprei oor die wêreld, sodat want hy het tog gesê ons moet tot aan die uithoeke van die aarde sy boodskap verkondig. En sodra almal weet daarvan, dan verhaas dit sy koms om ons weer te kom haal. So jy gaan 'n baie belangrike rol speel daarin om die woord van God so ver moontlik te verkondig. Baie sterkte daarmee. Dit is nie 'n maklike roeping, 'n maklike taak nie. Kom ons noem met opleiding het jy gehad om te kan help by die sentrum van jou ouers? Wel, elke keer as my ouers gaan aanbiedings gee, dan luister ek baie presies. En ek het net nadat ons Zanine toe getrek het ek saam met my ma na 'n plek toe gegaan in Hoedspruit wat genoem is Be Free en ek het 'n module daar gaan doen. O, okay. Dit help nogal baie. Watter module het jy gedoen? Ek dink dit was module 2 of 3 gewees. Is dit oor gesond eet? Ja, dit was 'n masserings tipe. Massering, oor die massering self. Ja. So hulle bied ook daai kursusse aan. Wat doen jy in jou vrye tyd as jy het? As ek in my vrye tyd is, dan doen ek of sketse of as ek by my vriende is, dan gaan ry ek perd en dis baie lekker vir my. En baie kere studeer ek ook die Bybel wat vir my baie lekker is. Ja, dis belangrik om die Bybel te ken en perdry is in die natuur, jy
gee vrye teels en daar hardloop jy met die perd, of die perd hardloop met jou. Ja, dis nogal lekker. Het jy al afgeval? Ek het nog nie Is afgeval dit? nie. Ja, jy moet maar vashou jong. Mens kan nogal lelik seer kry van so iets af. Skets, wat se tipe sketse doen jy? Ek doen baie diere sketse. Ek het al so 'n jaguar gedoen en perde en goeie geskets. En wat maak jy met die sketse? Ek hang dit gewoonlik net in my kamer op en ek sit Bybelverse daarby dan. Okay, dis nogal oulik. Het volgende liedjie wat Shalomay vir ons gaan sing is In Christ Alone. So luister lekker saam. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Burn through the fire, chest, drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine. Here in the love of Christ I stand. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Shalomay, jy is lief vir sing en musiek. Waar tree jy oral op? Ek was al gevra gewees om by konserte te gaan optree. Ek was al in Namibië gewees en baie kere met kerkbyeenkomste, dan vra hulle my om ook te gaan sing. Spesiale items. Ja. Waar in Namibië het jy gesing? By kampvergadering of Ja, ek het by kampvergadering laas jaar in Omaruru gesing 2024. Was dit? Ja.
Hoeveel liedere het jy so gesing op so 'n kampvergadering? 2. 2. Ja. Maar een ding wat ek nie kan doen nie is om voor mense te sing. Dis seker nie baie maklik nie. Dit is nie nee. Mens is baie senuweeagtig, maar as jy die talent het en jy die stem daarvoor, dan help die Here jou om kalm en rustig te wees en jou sang te kan doen en na die beste van jou vermoë. Wat is jou geliefkoeste lied? My geliefkoeste lied is My Redeemer is Faithful and True by Fountain View Academy. Hulle doen dit baie mooi. Dit is vir my baie mooi. Gaan jy hom vir ons sing vandag? Ja. Ons gaan graag daarna luister net nou. Speel jy ook enige instrumente? Ja, ek speel klavier en ek speel ook gitaar. Gitaar en klavier? Ja. Ja, dis dan maar talent as mens so musiek kan speel. Ons het nou die dag met op die einste program ook gesels oor hoe musiek jou brein stimuleer. En mense wat musiek kan speel is baie, ek wil amper sê is meer intelligent as mense wat nie musiek speel nie. Daar is studies gedoen daaroor, dit stimuleer die brein en dit help jou baie in jou denkrigtings ook. So om te kan musiek maak, ek dink 'n viool is ook moeilik. Ja, ek het dit al een keer probeer speel, maar ek het dit nie so goed reg gekry. Wat dink jy is die moeilikste instrument om te speel? Waarskynlik cello. Dit lyk Cello. nogal moeilik omdat hy ook groot is. Ja. Wat van 'n doedelsak? Dis Ek dink ook dis nog 'n definitief, moeilike ja. storie om te speel. Ek het dit nog nie probeer nie, maar dit klink soos 'n kat wat sy nek omgedraai word. So van musiek gepraat, ons gaan nog 'n liedjie luister deur Shalomey met die titel Dit is wel met my siel, 'n ou bekende sangstuk wat 'n baie diep betekenis het. Luister lekker saam. As vrede my pad hier op aarde verlig, as droefheid my vreugde verniel, o mag ek dan weet wat het lot my ook tref. Dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. Hoe Satan ook woed
Welkom terug by Waarna luister jy? Slegs hier by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. En ons gesels met Salome Botha, vir die wat nou pas ingeskakel het, oor haar roeping, haar musiek, haar lewe. En sy het nou al vir ons 'n paar liedere gedoen en sy gaan vir ons nog doen. Kom ons praat 'n bietjie oor geloof. Wat beteken geloof vir jou? En wat beteken God vir jou? God beteken vir my, hy is altyd hier vir my en maak nie saak wat nie, hy sal altyd hier wees. En geloof is 'n baie belangrike ding om te hê. Sonder geloof kan jy nie God aanskou nie. En om God te aanskou is baie belangrik. En om God te aanskou moet jy sy karakter weerspieël. En om goed ken. Ja. Ek sê ook baie keer vir mense dat as jy wat 'n meisie is nou 'n seun ontmoet en jy wil miskien 'n verhouding met hom begin. Jy moet hom eers leer ken. Dis waar, ja. En jy moet hom goed ken, want dalk het hy 'n paar karaktertrekke wat nie vir jou aanneemlik gaan wees nie, waarvan jy nie gaan hou nie. En as jy wil trou eendag, jy moet jou lewensmaat baie goed ken voor jy trou. Dieselfde met ons verhouding met Jesus. Hoe kan ons lief wees vir Jesus as ons hom nie ken nie? Ja, dis waar. En hoe leer ons hom ken? Jy leer hom definitief ken deur om tyd met hom te spandeer, gebed, jy's aanskou in die natuur. En ja, dis baie. Want as mens vat die offer wat hy vir ons gemaak het, deur te sterf, al ons sondes op hom te neem en gekruisig te word op die wreedste manier, omdat hy ons liefhet. Nou kan ons nie sê ons het jou ook lief nie, Jesus, ons het u lief nie. Ons moet eers daai verhouding met hom bou. En Bybel lees, Bybel bestudeer, met mense gesels, medegelowiges, om almal 'n verhaaltjie of 'n getuienis wat hulle kan gee wat Jesus vir hulle gedoen het. Het Jesus iets spesiaal vir jou al gedoen in jou lewe? Definitief ja. Vandat ek baie klein was, het ek gebid vir 'n baba sussie, maar my ouers het soos nee. En 4 jaar terug, of 5 of omtrent so amper 5 jaar terug, toe is ek besig om 'n Bybelstorie te kyk en ek druk my voet onder my ma se kussing en ek vind 'n swangerskaptoets en my ma was so swanger en ek het nou vandag 'n 4 jaar oud. Wel, sy word 4 die jaar, sussie. So, dis 'n goeie. Sy's baie besig. Goeie storie, baie besig en dit is wat jy graag wou gehad het en daar het jy dit gekry. Maar so ook gee Jesus vir ons baie keer ander gebede wat ons bid, wat ons nodig het, wat ons graag wil doen. Hy antwoord daai gebede ook. En hy gee vir ons leiding. Jy het nou gesê jy wil sendingwerk gaan doen. Dis nie enige mens wat dit kan doen of wil doen nie. Mens moet geïnspireer wees daaroor en ek glo jy is daar deur Jesus geïnspireer om dit te kan doen. Maar soos ek vroeër vir jou Malo ook gesê het, God het 'n baie goeie sin vir humor. Want jy sê vir hom baie keer wat jy gaan doen. En dan sê hy nee, jy gaan iets anders doen. Maar ek gaan vir jou gebruik. Soos hy met jou ouers gedoen het, soos hy met jou gaan doen. En soos ook met baie ander mense hier buite wat luister, wat iets graag sal wil doen in 'n beroep wat hulle wil beoefen. En as mens leiding vra van God, gaan hy dit vir jou gee. En partykeer skop ons daar teen. Dis nie heeltemal wat ek wil doen die Here, maar ek wil eers dit gaan doen. En dan laat hy partykeer toe om eers 'n ander rigting in te gaan. En dan op 'n stadium kom jy terug na dit wat jy geroep is om te doen. En jy's gelukkig om te weet wat jy wil gaan doen na skool. Jy het 'n duidelike rigting. En ek glo die Here sal vir jou seën in daai rigting. En dan die toerusting gee om dit te kan doen. Maar dit is nie maklike werk om sendingwerk te doen, want jy praat met mense wat Christus glad nie ken nie. Daar sekere lande waar hulle Christene vervolg. En om deur te breek na hulle toe en te sê, maar kyk wat het Jesus vir jou gedoen. Hy het vir jou gesterf aan die kruis vir jou, want hy het jou ook lief. Elkeen van ons. Dis 'n baie moeilike beroep, maar dit is ook baie Engelse woord te gebruik, satisfying, want jy kan sien hoe die Here werk in so 'n persoon se lewe. Dan het jy nog die talent van sang en musiek speel, wat mens ook kan gebruik om
Jesus se boodskap te verkondig. Dit meeste van die Christelike liedere het 'n boodskap in. Dit is soos 'n klein preekie en dit gee dan nou vir mense om en dit raak hulle diep, want ek het al baie keer baie goeie boodskappe in 'n lied gekry. En die woorde is so, dit is geïnspireerde woorde baie keer. So ek wil amper sê, jy het al die gereedskap om jou roeping te gaan vervul. En ek glo die Here sal vir jou seën en lei daarop. Ons gaan nog 'n liedjie luister van Shalomey. Sy naam is, die een wat van haar gunsteling liedere is My Redeemer is Faithful and True. When I look back on this road of trouble, I see so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in His life, is my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know that one day you'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. En dit was my baie lekker om met jou te kan gesels. Jy, soos ek gesê het, jy's in die regte gesin, huisgesin, regte ouers. Jy's 'n gelowige, jy het die gereedskap, jy het die ondervinding om 'n sukses te kan maak in jou sangloopbaan en in jou sendingwerk wat jy wil doen. En dit is maar harde werk en baie gebed en baie tyd op jou knieë spandeer. Maar ek is seker jy sal dit doen en sal sukses maak daarvan. En ons sal graag eendag weer met jou wil gesels om te hoor of jy nog dieselfde rigting wil ingaan of hoe dit dalk al gaan in die sendingveld. Maar die Here seën vir jou. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie.